Ek het nou 'n hele reeks Engelse preke gedoen oor die evangelie. Maar ek voel tog ook so dat ek dit ook verskuldig het aan my Afrikaanse gehoor om ook te praat oor wat die evangelie is. Want ek het baie van die mense, as ek nou kyk so deur my YouTube, as sien ek baie van die mense wat luister is Afrikaans. En baie min luister nou eintlik na die Engelse weergawe wat nou eintlik hartseer is. Want in die Engelse weergawe van die boodskappe wat ek gee, van alle boodskappe wat ek gee, is daar ontsaglike dieptes in. En dan moet ek nou 'n bietjie sukkel om dit nou oor te bring in Afrikaans in. En gewoonlik doen ek 'n hele ander reeks. Maar ek het net gevoel ek wil hierdie spesifieke reeks oor die evangelie doen, want daar is so 'n wanopvatting van wat die evangelie nou eintlik is. Dit gaan nie 'n woord vir woord herhaling of vertaling wees nie. Ek gaan praat soos die Gees van die Here my lei om te spreek oor wat die evangelie is. Maar my afsprongteks is dieselfde. Ek lees uit die 1933 vertaling, Romeine hoofstuk 1 vers 1. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God. Ek wil net hierso ietsie duidelik maak wat ek gesê het in my Engelse reeks. As ons nou sou moes kyk na direkte vertalings uit die Grieks uit, dan sou Paulus Romeine begin het met hierdie woorde: Paulus, 'n slaaf van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God. Ek wil net iets kwantifiseer. 'n slaaf in hierdie opsig is nie iemand wat hom dood werk nie. 'n slaaf in hierdie opsig is nie iemand wat deur meriete en werke probeer om aanvaarding te kry nie. 'n slaaf is iemand vir wie daar onderhandel was, vir wie daar 'n prys betaal was, iemand wat in ontvangs ingeneem is en na 'n hele nuwe lewe toe oorgeplaas is. Nou hierdie beskrywing van 'n slaaf is baie akkuraat. En ons kry hierdie woord slaaf van Christus Jesus in verskillende heenwysinge na die skrif, in verskillende tipes waarvan daar gepraat word. Kom ons kyk. 'n slaaf is iemand wat uit 'n plek gevange geneem was. Nou in die opsig van Christendom is ons as wedergebore kinders van die Here iemand wat deur iemand gevat is, in gevangenskap ingebring het vanuit 'n spesifieke plek tot by 'n onderhandelingsplatform. Nou kom ons kyk, waar pas dit in met Christendom? Hierdie praat, en ons kry verwysing daarna na Efesiërs 1 vers 4, dat God ons in Christus Jesus uitverkies het voor die grondlegging van die aarde af. Maar dit waaruit hy ons gevange gevat het, was deur sy werker wat uitgestuur is in opdrag van 'n koning om 'n slaaf te kry, en in hierdie opsig was dit Jesus Christus, wat deur die Heilige Gees vir ons gevangene geneem het vanuit die koninkryk van Satan en gebring het in 'n hele ander area in. Ons kry dit in Kolossense, waar Paulus sê,
Ons is uit die koninkryk van Satan uit ingebring en die koninkryk van God se geliefde seun. Nou ek gaan nie nou daarna nie, maar dit is in Kolossense. So dit beteken vir ons as gelowiges was die Heilige Gees gestuur om ons te oortuig daarvan dat ons 'n verlosser nodig het. En hy het ons toe gaan haal uit die koninkryk van Satan uit en hy het ons gebring in 'n plek waar daar 'n onderhandeling moes plaasvind vir 'n nuwe besitskap. Nou daardie onderhandeling, nou moet jy verstaan, as jy kyk na die slawehandel in die verlede, 'n koning het besluit dat na daai plek word mense uitgestuur en daar word slawe gebring uit daai plek uit en dan word hulle gebring in 'n markpleis voor onderhandel en dan oorgeplaas in 'n ander huishouding. So die Vader het vooraf besluit dat die sondaar gevange geneem moet word en gebring word in 'n markplein waar die slaaf al sy eie regte verloor. En daardie plek waar die Vader ons gaan uithaal het, deur die werking van die Heilige Gees in opdrag van Christus, was gewees vanuit die duiwelse koninkryk tot en met Golgotha. Die Vader het ons dus gaan haal vanuit Satan se koninkryk uit, en hy het ons gebring in Golgotha in, dat die onderhandelde prys vir die slaaf daar moet plaasvind. Nou daardie onderhandelde prys vir die slaaf was reeds gewees voor die grondlegging van die aarde. Toe het God klaar besluit, ek gaan vir Puna gevange neem in Christus Jesus. En ek gaan hom 'n slaaf maak van Christus Jesus. Maar die prys wat ek gaan betaal vir Puna is die gestorte bloed van Jesus Christus. Hy het besluit dat die prys wat Vader gaan betaal vir my en vir jou gelowige, gaan wees in A, die bloed van Jesus, B, op Golgotha, deur Christus Jesus, as die losprys wat vir ons betaal sou word. So, die Vader het ons gaan haal uit Satan se koninkryk uit, hy het ons gebring in Golgotha, hy het vir ons betaal met die dood van Jesus Christus en met die bloed van Jesus Christus, en daardie area waar hy ons ingebring het, was 'n area van doodsheid. Die Vader het ons gebring na Golgotha toe in Christus Jesus, omdat hy ons in Christus geplaas het voor die grondlegging van die aarde, dat ons in Christus Jesus kruis toe gaan, en dat ons in Christus Jesus ter dood veroordeel word, vir ons sondes, en dat ons sondes geoordeel word, en dat ons vorige etnisiteit en ons vorige geeslewe, sataniese Adam, vernietig sou word, dat alles van dit verwyder sou word, dat ons gebrandmerk sou word om in 'n nuwe huishouding in te gaan. En daardie brandmerk wat die Vader ons gegee het, is die verseeling van die Heilige Gees in die ewige redding van Christus. Die Heilige Gees het gekom en hy brandseel op ons gedruk, en hy het gesê, jy behoort aan Christus en Christus behoort aan God. Uit en gedaan, jy is nou die eiendom van God in Christus Jesus. Maar die prys wat betaal was, is die bloed van Jesus en Christus as die slagofferlam. So, daardie area, daardie slawemark, wat Vader vir ons betaal het, was gewees dus Golgotha, die kruis van Golgotha. Daar het die Vader ons gebring ter dood, en hy het ons ter dood veroordeel in Golgotha, en hy het Christus geoordeel vir ons sondes, en hy het terselfdertyd vir ons in Christus veroordeel vir ons sondes. Christus het vir ons sondes gesterf, en ons het in Christus vir ons sondes gesterf. So God het ons sondes in Christus gestraf, en hy het ons sondes, omdat ons in Christus ook op ons afgebring as 'n straf, en ons is ter dood veroordeel. Die Bybel sê vir ons, in 2 Korintiërs 5, as een gesterf het, het almal gesterf.
Dus het die oordeel van God, sê die Bybel in Hebreërs, is vir die mens bestem om eenmaal te sterf en daarna die oordeel. En waar het ons daai eenmaal gesterf? Vir die wedergebore Christen was dit op Golgotha. In Christus Jesus. Galasiërs 2 vers 20. Ek is gekruisig saam met Christus. Ek leef nie meer nie. Christus leef sy lewe in my. En die lewe wat ek nou in hierdie liggaam lewe, lewe ek uit die geloof vanuit die Seun van God. Dan sê ek frustreer nie die genade van God nie, want Christus het vir my gesterf en hy het vir my vrygemaak. So, jy's uit Satan se koninkryk uitgehaal, jy's gebring op Golgotha, dit was die slawehandel gewees. Die onderhandelde prys was gewees dat Christus gaan sterf vir ons op Golgotha en ons gaan in Christus sterwe. Die prys was gewees die bloed wat Vader voorbetaal het. Die eindresultaat was ons het gesterf in Christus Jesus en was opgewek in Christus Jesus. Om in 'n nuwe huishouding te funksioneer as 'n kind van God. Dis wat die slaaf beteken. Die dienskneg wat Paulus hier is van Christus, het niks te doen met werke, meriete, tekens en wonderwerke en wondertekens nie. Dit het niks te doen met die gawes van die Heilige Gees nie. Dit het niks te doen met die bedieninge van die gelowige nie. Dit het uitsluitlik te doen met hierdie evangelie van God. Paulus, 'n slaaf van Jesus Christus. 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God. En dit is ons afspringpunt. Dat hierdie hele proses van redding was geheel en al 'n werk van God. Nie soos die Calviniste sê vir die mens wat uitgekies en sekere mense wat ter hel veroordeel is nie, maar een mens wat uitgekies is, Christus Jesus. Kyk wat sê hy? Paulus, 'n dienskneg van Jesus Christus. 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God. Nie die evangelie van Calvin nie, nie die evangelie van Luther nie, nie die evangelie van Wesley nie, nie die evangelie van Arminius nie, nie die evangelie van die paus nie, nie die evangelie van jou apostel nie, nie die evangelie van jou priester nie, maar die evangelie van God waartoe Paulus geroep is. As 'n slaaf wat vrygekoop is deur 'n vooraf bepaalde en onderhandelgebaarde bedrag, naamlik die dood van sy seun deur sy seun se bloed, om ons vry te koop van die lewe van sataniese Adam, om ons te bring in die lewe van die almagtige God in, en daardie lewe van God behels die hele evangelie. En hierdie was nou maar net, soos ek sê, as afspringpunt vir dit wat gaan volg. Nou in ons volgende lering gaan ons nou 'n bietjie dieper in wat die betekenis is van hierdie evangelie van God. Onthou, jou prys as wedergebore kind van die Here was alreeds bepaal en betaal nog voor die grondlegging van die aarde. Efesiërs 1 vers 4. Daar het God reeds bepaal voor die grondlegging van die aarde dat jy en ek in Christus sou wees voor God in die hemele. Heilig, onberispelik, sonder gebrek voor God in liefde. Dit is wat die slaaf van Christus beteken. Uitgekies deur die persoon van Christus wat ons gered het, sodat ons in hierdie Christus
heilig en onberispelik voor God kan wees in liefde, en dat hierdie Christus in ons heiligheid, regverdiging en onberisbaarheid is voor God. Met ander woorde, jy kan nie berispe word vir dit wat jy was nie, want dit is klaar alles afgehandel in die vooraf bepaalde prys wat God op Golgotha vir jou betaal het deur Christus Jesus, sy dood en sy bloed, en dat jy soveel deel geword het aan die kruis van Jesus, net soos Jesus self. Nou tot ons weer gesels volgende keer, die Here seën julle. Totsiens.